Vandag duik ons in 'n proses wat letterlik elke sekonde in jou liggaam gebeur, sonder dat jy eers daaraan dink. En dit is hoe jou bloed presies weet wanneer om te stol en, net so belangrik, wanneer om te vloei. Dis 'n vraag wat ons seker almal al gevra het, né? Die antwoord lê diep binne in ons adem, in 'n absoluut merkwaardige proses wat ons koagulasie noem. So, daai proses het 'n naam, koagulasie. En jy kan daaraan dink as jou liggaam se eie ingeboude nooddiens. Die oomblik wat 'n bloedvat beskadig word, spring hierdie hele verdedigingsmeganisme in aksie om die stelsel te beskerm en die lek te stop. Maar, en dis 'n groot maar, koagulasie is 'n ongelooflike delikate balanseertoertjie. Sien, die liggaam moet klonte kan maak om bloeding te stop, maar dit moet ook daardie selfde klonte weer kan afbreek. Daai proses noem ons fibrinolyse. Dis 'n konstante toutrekkery om te keer dat ons are verstop raak. Goed, hier is ons padkaart vir vandag. Ons gaan kyk na hierdie fyn balans. Wat gebeur as dit skeefloop? Hoe dokters uitvind wat die probleem is en natuurlik die ongelooflike gereedskap wat mediese gebruik om daardie orde te herstel. So, wat gebeur wanneer hierdie fyn ingestelde stelsel begin faal? Wel, die probleme val gewoonlik in twee hoofkategorieë. Kyk, die onderskeid is eintlik heel eenvoudig, maar is krities. 'n Stollingsprobleem of 'n koagulopatie, soos dit genoem word, kan of oorgeerf wees. So dis basies in jou gene, jy's daarmee gebore, of dit kan verwerf word. Dit beteken iets soos 'n siekte of medikasie het dit eers later in jou lewe veroorsaak. As ons kyk na die oorgeerfde toestande, is daar 'n paar bekende name. Von Willebrand siekte is verreweg die algemeenste. Dan het jy dinge soos hemofilie A en B, waar die liggaam 'n tekort het aan spesifieke proteïene wat nodig is vir die hele stollingsproses. En in ander gevalle, soos Glanzmann trombostenie, lê die probleem by die bloedplaatjies self. Hulle kan net eenvoudig nie behoorlik aan mekaar vasklou nie. En om jou 'n idee te gee hoe algemeen dit is, kyk hierna. Ongeveer 1% van die hele bevolking het von Willebrand siekte. En die gekke ding is, baie van hulle het dit sonder om ooit ernstige simptome te kry. Hulle weet dalk nie eers daarvan nie. Goed, en aan die ander kant van die muntstuk het ons die verwerfde versteurings. Hier praat ons van probleme wat veroorsaak word deur dinge soos alledaagse medikasie, 'n tekort aan Vitamiene K of siektes van die lewer of niere. En dan het jy die regtig ernstige toestande soos GIK, waar die hele stollingsstelsel heeltemal chaoties en buite beheer raak. So, hoe vind dokters uit wat presies die skuldige is? Wel, dis nogal so speurwerk. Dis 'n proses van uitskakeling, van leidrade volg en uiteindelik bevestiging. Hierdie speurwerk is stapsgewys. Dit begin altyd by die begin. 'n Deeglike gesprek met die pasiënt en 'n fisiese ondersoek. Van daar af, afhangende van die risiko, kan dokters dieper begin delf met laboratoriumtoetse. En as die leidrade sterk genoeg is, kan hulle selfs gaan soek vir probleme met baie spesifieke stollingsfaktore in die bloed. Hier is 'n paar van die belangrikste toetse in die speurder se gereedskapkis. Dink aan die PT en die APTT as 'n soort stophorlosie vir jou bloed. Dit meet hoe vinnig dit stol. Dit help ook dokters om die effek van bloedverdunners fyn dop te hou. Ander toetse tel weer die aantal bloedplaatjies of kyk na die heel laaste stappe van klontvorming om 'n volledige prentjie te kry. Goed, die diagnose is gemaak. Wat nou? Hoe presies herstel mediese daardie kritieke balans wanneer dit versteur is? Wel, die mediese arsenaal is eintlik nogal indrukwekkend. Dokters kan baie spesifieke bloedprodukte gee om presies te vervang wat kortkom, of dit nou rooi selle, plaatjies of daai belangrike stollingsfaktore is. Hulle het ook spesifieke medikasie wat die effek van bloedverdunners soos heparine of warfarine direk kan omkeer om die balans vinnig te herstel. Reg, kom ons skuif nou van die laboratorium na 'n baie praktiese omgewing, die operasiesaal. Wat gebeur wanneer 'n chirurg te midde van 'n operasie met aktiewe bloeding te doen kry? Hier is die ding. In daai oomblik kan 'n chirurg nie net op die liggaam se eie stelsel staatmaak nie. Hulle het 'n hele arsenaal van gespesialiseerde gereedskap tot hulle beskikking, van hoë tegnologie toestelle tot middels wat hulle direk op die wond kan aanwend. Die eerste linie van verdediging, dis dikwels pure hitte-energie. Elektrochirurgie gebruik 'n presiese stroom om klein bloedvaatjies letterlik toe te skroei. Die argonstraal koagulator is selfs 'n stappie verder. Dit blaas eers die bloed uit die pad uit met 'n stroom argongas en dan dien dit die hitte toe.
Dit laat die chirurg toe om bloeding oor 'n groot plat oppervlak, soos die lewer, baie effektief te stop. Dan is daar die meganiese middels. Dink hieraan as 'n soort tydelike steierwerk vir die klomp. Produkte soos Gelfoam en Surgicel bied 'n fisiese raamwerk waarop die liggaam kan begin stol. Ander, soos Aviten, gaan selfs 'n stap verder en gee die bloedplaatjies 'n direkte opstoot om aan die gang te kom. Nou, anders as daai passiewe steierwerk, is hierdie volgende groep middels, wel, hulle is aktief. Hulle bevat komponente wat self deelneem aan die stollingsproses. Trombien is 'n perfekte voorbeeld. Dis 'n kragtige ensiem wat basies die finale stap van klontvorming onmiddellik versnel. En dan, die swaargewigte, die seelmiddels. Hierdie goed werk soos supergom vir die liggaam. Fibri- en seriemiddels meng die sleutelbestanddele van 'n klont direk op die wond om 'n ongelooflike sterk seël te vorm. En BioGlue, dit is selfs meer direk. Dit bind die weefsel se eie proteïene aan mekaar om die bloeding letterlik vas te plak. So, as ons alles bymekaar sit, wat is die groot prentjie? Daardie eenvoudige papiersnytjie wat van self ophou bloei, is die eindresultaat van 'n ongelooflik komplekse en fyn gebalanseerde stelsel. En wanneer daardie stelsel faal, het sy in die liggaam of op die operasietafel, het ons 'n indrukwekkende en gesofistikeerde stelgereedskap om daardie balans te herstel. En dit los ons met 'n ongelooflike opwindende gedagte vir die toekoms. Hoe beter ons die genetiese blouprint van hierdie toestande verstaan, hoe nader beweeg ons aan 'n wêreld waar ons hierdie probleme nie net behandel nie, maar dalk eendag heeltemal kan voorspel en voorkom. Is ons op pad na 'n wêreld waar ons hierdie probleme kan stop nog voor hulle begin? Dis 'n vraag wat die toekoms sal antwoord.